maar in. Skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Welkom by ons nuwe reeks van Kos is op die tafel. Hallo Etienne, en ek hoop ons gaan weer hierdie reeks lekker saamkoop. Ek gaan baie maklike geregte maak, en dis waarvoor julle die kykers gevra het. Maklike, vinnige geregte, so as jy by die huis kom 5 uur, ten 7 uur kan jy eet. Baie van julle het ook gevra vir meer soetgoed, so daar's lekker puddings, ons gaan lekker goed maak. So ek sien baie uit na die reeks, en ons hoop julle gaan elke maandag aand saam met ons kom kuier. Etienne, wat beplan jy vir ons? Baie dankie Willie, ons gaan aan my segment gaan ons kyk na onthaalwenke. Interessante dinge wat 'n ou aan die tafel kan doen. Ons gaan steeds 'n paar tafels dek, 'n paar interessante tafels. So ek sien baie uit, gaan baie lekker wees. Ons moet net kyk na ons gewig. Jy weet die voorskoot steek mooi weg. Hy steek mooi weg, maar nie alles. Ons eerste gereg wat ons gaan maak is lasagne. Nou hierdie is 'n verneek lasagne, want dit is 'n baie maklike manier om lasagne te maak. Ek dink 'n Italianer, as hy hierdie gaan maak, hy gaan begin makrami vleg met, wat is daai lang goedjies, wat soos tou lyk? Spaghetti. Hy gaan sit deelnag, maak net maar vir hom makrami met die spaghetti. So, moet dit nie, as jy Italiaanse vriende het, moet dit nie vir hulle maak nie. Hierdie is net vir ons boere so onder mekaar. So kom ons begin. Etienne, ek gaan vra dat jy vir my die witsous maak. Ek glo dat jou witsous nie te pap moet wees nie. Nou lekker stewige witsous. Kan jy vir ons lank daai kaas begin raspe? 'n basiese witsous resep. Ons gaan hier nou op 1 liter maak. Vat jy 500 ml melk, 50 ml meel en 50 ml botter. Dis vir 'n basiese loperige witsous. Ek hou van hom 'n klein bietjie dikker, want dan maak jou witsous maak nie so nie, of jou lasagne as hy klaar is nie. Ek hou van dat hy klein bietjie stewig is, anders sukkel mense. Maar wil jy ekskuus, sit jy 'n bietjie kaas in jou witsous of? Ja. Ek sit so, ek dink 'n goeie maat is so 250 'n koppie. 'n gerasperde kaas in jou witsous in. Hy maak hom net meer romerig. So hierdie is 'n basiese witsous. Ons gaan 1 liter maak. So ek wil daai klein bietjie dikker witsous hê, want dit werk net. So Dink kom ons begin met die botter eers. Okay. Ek is net bang vir 'n klont. Kom ons sit daai botter. Hierdie is so omtrent 100 ml botter, wat ek dink is genoeg. Jy hoef nie meer botter in te sit nie, maar meer meel. So kom ons sit hulle vir jou in daar, en dan gaan ons hierdie bygooi. Ek gaan hom sommer so met die oog kyk, waar begin hy klaar. Okay. Jy moet hom laat hy nie klonte nie. Okay. Ja, ek dink jy moet hom dalk 'n bietjie afstel, hè. Dis van ook nou nie, hè. Kom nie, aanbrand. Nee. En dan gooi jy so 'n klein bietjie melk by. Nou sê, kom maar gooi. So. Ja, jy kan maar vir hom nou. Aldaai. Jy moet gaan gym vir oggend nie. Hier is jou oefening nou. Etienne, wys net vir die kykers. Gou. Geen klonte. En is blitsig. Nou kan jy maar roer. Aldaai. So. En nou moet ek hom maar net deurwerk. Ja, nou moet jy hom deurwerk. Ons moet hom nou maar ook kyk. Dat hy nie te dik word nie. Nee, hy lyk vir my dalk of hy nog 'n bietjie meel gaan nodig hê. Maar hy het hom nou nog 'n bietjie kooktyd oor. Ons hou hom net op. En dan kan jy maar so 'n klein bietjie sout bygooi, dat hy net nie 'n lawwigheidjie kry nie. Wil jy, hy begin nou al, ek kan al voel, hy begin 'n bietjie dikker word. Jy kan sien aan die roer, hy begin so effens dikker word al. Hierdie is so 250 ml. En 'n lekker skerp kaas, cheddar, verkieslik. Ja, Jy kan seker maar 'n kaas van jou keuse in, sit maar 'n skerp kaas behoort. Ons Afrikaners hou van cheddar. Het in die ander pot, en dan gaan ons met die vleis begin. Ek gaan nie eie by hierdie vleis sit nie. Omdat hierdie blikkie tomatie en eie smoor het klaar genoeg eie in. Anders raak die eie raak vir my klein bietjie te opgewonde. Jy kan vir ons daai 'n groenpeper, amper seker Engelse woord, ons is 'n Afrikaanse stasie, hoor. 'n groenpeper insit en ek hou mos van baie knoffel. So ek gaan vars knoffel insit. Ten minste so
2 twentjies. Is dit nie 'n mooi Afrikaans woord, 2 twentjies. En praat terwyl ek so besig met die resepte is, ek help verskriklik graag, maar hierdie resepte is môreoggend op ASTV se webtuiste www.astv.co.za. Jy kan al die resepte daar gaan aflaai môreoggend. Is hierdie genoeg, Willie? Ja, daai groenpeper is genoeg. En dan, ons gaan net eers die groenpeper en die knoffel saam braai. Willie het gesê so 2-3 twentjies. Ja, ek is nie bang vir knoffel nie. Ek hou regtig van sterk knoffelgeur. As knoffel nou vir jou bang maak, dan gebruik jy sit jy net een in of jy laat dit uit. Maar knoffelgeur kos so lekker. Ja. Dan gaan ons hom net lekker braai. Dat hy net ten minste 'n bietjie sag word. Want jy wil ook nou nie hierdie lekker geurende vleis hê en dan is jou green pepper Rou nie. Hierdie is 500 gram maalvleis en jy kan dan besluit of jy nou wil bees of skaap, dis up to you. En ek sal hom nou eers daai maalvleis redelik gaar braai voor ons dan nou ons ander krye en goed bygooi. Dit is so vinnig dat jy dit eintlik maar amper kan doen. Hierdie is 1 blikkie eie en tomatiesmoor, daai standaard blikkie. Jy kan ook, jy kry mos gegeurdes, jy kan dit doen, maar ek stel dit nou nie voor nie. En dan gaan ek hom nou geur met bietjie sout. Ek sit 50 ml bladjan. Wat is die lewe sonder bladjan? Hierdie is gemengde kruie. Nou as jy nou nie van die kry nie, ek het 'n vriendin altyd gehad wat gesê, ag jy moet tog net nie daai stokkies goed in jou kos gooi nie. Maar ek gaan ten minste so 20 ml ingooi, dat hy lekker sterk geur het. En dis nou gewone droë kry, nee? Ja, 10, 15, 20. Ek gaan die sop poeier. Ek dink as mense so 50 ml met 'n bietjie water aanmaak en daarby gooi. Nou weet ek nou rol mense hulle oë, maar hierdie tamatie en spesifiek hierdie naam, ons gaan nie naam noem, jy moet vinnig kyk. Werk bitterlik goed want hy het 'n sterk smaak en hy gaan hierdie ook meer bind en hy bring net daai tamatie geur uit. Wat ek gewoonlik doen, ek gooi net 'n klein bietjie wit sous onder. Ek bedoel, jy moet hom letterlik net 'n laagie gee. Ja. Jy kan hom 3 lae maak, kan selfs 4 lae maak as jy nou dink jy's in die sirkus nie wil waghalsig wees. Ons gaan hierdie ene net onder 'n laag wit sous met jou lasagne velle, dan jou maalvleis en dan herhaal ons dit bo-op en dan gaan ons nog 'n bietjie kaas rasper wat ons net bo-op gaan sit voor hy klaar gebak is. Dan herhaal jy dit weer. Herhaal hom ek doen hom die teenoorgestelde. En dan gaan hy oontoe, hy gaan afhankelijk maar van die oond, maar ten minste 45 minute bak. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Ons lasagne is in die oond en ons bak hom teen 180 grade. So maak maar ook seker dat jou oond reeds warm is. Nou hierdie volgende gereg het ek lank hierdie resep gesoek. Toe ek 'n jong sanger was. In die begin met cabaret doen was daar 'n restaurant in Pretoria met die naam van After Dark. En ons kon 'n spesifieke gereg op die spyskaart eet. Of ons kon kies dan die kunstenaars nou. En dit was altyd my gunsteling. Dit hulle het genoem Missouri strips. Ek noem dit sommer net lekker vleis stukkies.
Etienne, sal jy vir my hierdie vleis, jy gebruik so 800 gram na 'n kilogram saggemaakte Tenderized steak. tenderized steak maar in sulke reepies. So ek gaan vir ons knoffel doen hierdie enetjie. Knoffel is voel of hy nou net uit die grond uit gekom het. Hoe gaan dit met jou? En dit moet ek vir die kykers sê, belê in 'n ordentlike mes. Dit is die wonderlikste ding. Dit maak jou lewe net soveel makliker. Jy betaal nou wel 'n paar rand vir hom, maar ek kan jou waarborg jy gaan soveel genot uit 'n skerp mes uitkry. Daar sy. En dan kan ons net hierdie wil ek net daar sny. Report, daar sy. Moet ek hulle fyn sny? Ja, hierdie is nou so 4 knoffel toentjies, is my die mooiste woord. Ek het daai woord geleer by Logner, gebruik daai woord. Hy noem dit 'n knoffel toentjie. So jy 4 knoffel toentjies wat jy nou fyn gesny het. Kan hom ingooi. Ja, kan maar ingooi. En dan gooi jy olyfolie oor die vleis. Ek dink hierdie is genoeg so. En dan hierdie vleismarinade wat in so 'n pak. En al wat jy doen is jy vat hierdie poeier en jy gooi dit oor die vleis. En dan werk jy hom baie goed in die vleis in. En gooi vir my asseblief 'n bietjie sout en peper sommer ook nou oor. Ons gaan dan na die volgende gereg toe, of wel dieselfde gereg, maar die aardappels. Ons het nou die aardappels klaar gekook. En jy kan vir ons daai skille asseblief afhaal. Jy het hom nou nat gemaak, maar as jy hom in die mes afskraap, dan gaan hy ook baie vinnig. Ek gaan nou sommer vir julle wys wat die gereg is. Ons gaan nou hierdie gaar braai. En dan pak jy aardappel op die kant, gebraaide aardappel. Kyk, jy kan hom nou in die oond sit en bak. Maar 'n manier om 'n aardappel lekker te bak, dat hy daai stukkies het wat ons moet hou. Ek gaan altyd aan die bak doen en eet ek daai stukkies is. Jy sny hom nou, dan sit jy mielieblom. Mesina, die Afrikaans woord is mielieblom op hom en dan braai jy hom in die olie. Dan maak hy daai lekker brosstukkies wat ons so van hou. Goed, Willie, daar's 2 aardappels vir jou. Okay, ek wil net jy moet vir my middeldeur sny. En dan in nie te dun stukkies nie, want dan breek hy te maklik. In die lengte of in die so? Nee, so plat. Ja, daai manier. Van vir my lengte, die Here kan ons nie somme doen nie. Wiskunde, ek verstaan nie hoekom mense wil somme doen. En dan dwars so. Nee, en dan sny jy vir my so. O, sulke skuif. Goed. Ja, daar sy. Ons gaan nou vir julle 'n ander manier wys. As jy 'n plastiek sakkie, mens moet ook 'n Ziploc sakkie hê. Ek het nou klaar 'n bietjie mesina ingegooi. Jy weet, ek het ook groot geword met daai lekker aardappels wat gediep braai word met daai stukkies. Nou 'n manier om dit so te kry is as jy die mesina op die aardappel sit. So 'n lekker manier is 'n gewone sakkie, maak dit nou toe. En met genoeg mesina in en dan sit jy hierdie stukke daarin. Ek doen dit saggies. Ek maak dit net so. Kyk dan. So, ons olie is nou reg. So ek gaan nou 'n paar stukkies inpak in hom. Dit is altyd goed om te pak dat hy na daai kant toe val. So as hy spat, laat hy weg. Dat die olie nie nou toe val nie. Hy's nou gereed. So Ek staan maar 'n bietjie weg. Daar's niks wat brand soos warm olie nie. Oef, is 'n lastige ding.
hierdie hoef jy ook nou net so heeltemal dood gaar te maak, dit afhangende van hoe jy daarvan hou. Kom ons toets hom, dink jy hy's reg? Kom ons kyk. Ek gaan 'n klein stukkie. Ja. Ja. Ek dink ek gaan die lasagne uithaal, dan kan ek so lank die kaas oorstrooi en hom terugsit in die oond, terwyl jy het klaar maak met hierdie. Dan gaan al daai geregte dieselfde tyd Ja, gaar wees. goed. Al ons aardappels is nou mooi gebraai, ons vleis is gaar, so nou gaan ek vir julle wys hoe om dit te bedien. So hier is nou hierdie baie mooi bakkies, so wat ons dan pak ons die aardappels so op die kant, so pak, dat hy nou soos 'n gaatjie in die middel maak, en dan, ek gaan nou sommer met my hand vat, julle het mos nou al gesien, dan pak ons hierdie vleis so, tussenin. En dan heel laaste, vir my daai lappie van jou, sit jy suurroom dan bo op. En daar het jy 'n volle gereg, wat jy letterlik hierdie twee geregte kan jy binne 'n uur en 'n half maak. Ja, terwyl ons weg is, gaan ons hierdie oudjies vasvat. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Nou welkom terug by my segment van die program. Hier gaan ek vandag kyk na onthaalwenke. Goed wat jy nodig het voordat jy jou mense hier het. Nou, ek en Willie het vandag twee baie lekker disse gemaak. So ons gaan nou kyk na wat het 'n ou nodig as jy mense oornooi en mense na jou toe oornooi om te kom kuier en te kom eet. Heel eers gaan jy kyk na jou tafel. Wat het jy alles nodig? Waar gaan jy sit? Hoeveel mense gaan kom? So jy gaan jou tafel voor die tyd bepaal. Dan heel eers gaan ek begin by die middelpunt. Wat gaan jy op jou tafel sit? Jou kleurskema. Ek het nou hierdie pot met rooi blomme het ek gebruik as 'n middeltema, en dan het ek ook interessante goed waaroor jou mense kan praat. En mense kan miskien 'n bak met gebruiksartikels kan jy insit. Veral vir 'n koektafel kan dit baie lekker werk. Kan dit gebruik, en dan jou kleurskema. Jy begin, ek het nou hierdie groen tafeldoek het ek gekry wat 'n lekker helder kleur is. Jou servette wat jy voor die tyd gekies het, dit gaan daarmee saam. Jy maak seker as dit sê nou maar steak is wat jy gaan gaar maak, jou borde vir steak moet reeds reg wees. Jy moet presies weet wat jy die volgende dag gaan doen. Dit help nie, jy skarrel daai volgende dag rond om alles in die hande te kry en jy het dalk nie daarvan nie. Dan moet jy die kartlemarye gaan kry. So wat ek voorstel is, kry alles voor die tyd reg, ten minste 'n dag voor die tyd. Jou borde, jou glase wat jy nodig het, jou messe en vurke, het ek reeds hier reg. As jy 'n nagereg gaan bedien, maak seker dat jy die lepels het wat daarbey gaan pas. So maak seker dat jou tafel se implemente reg is. As jy wil, en jy wil plekmaatjies gebruik, sorg dat hulle reeds voor die tyd reg is, dat hulle alles reg lê, dat jy nie daai volgende dag hoef rond te skarrel om die goed in die hande te kry nie. Nou wat ons op gaan fokus in hierdie reeks is interessante goed wat 'n mens op 'n tafel kan gebruik. Nou jy nooi mense na jou toe oor. Dit is altyd lekker as mense aan 'n tafel kom sit en daar's 'n geskenkie vir hulle. Jy kan 'n bottel ingelegde vrugte of konfyte. Jy kan vir hulle gewoon 'n bottel lekkers bymekaar maak met 'n lyntjie om, met 'n naamstrikkie op, en dis dan sommer jou plek aanduiding waar jou mense gaan sit. Wat ek dan gedoen het, ek het ook 'n boksie gevat en sjokolade binne ingesit. Dit kan 'n mens doen, dis lekker. Mense kry die boksie, hulle vat hom saam huis toe, en dan kan jy sommer die naamkaartjie waar die mense op sit, kan jy op die boksie vassit.
Die ander ding wat jy in gedagte moet hou is jou spyskaart. Dis die belangrikste, dis hoekom die mense na jou toe kom. Werk jou spyskaart voor die tyd uit. Maak seker dat alles wat jy nodig het, reeds in jou huis is. Dat jy nie daai dag hoef rond te jaag nie. Dan moet jy ook seker maak van die mense wat na jou toe kom, wat is hulle voorkeure? Jy nooi mense oor en jy maak 'n vleisgereg en is vegetariërs wat kom kuier. Of daar's dalk 'n vegetariër vriend of vriendin wat saamkom. So maak seker van jou voorkeure van jou gaste wat kom. Ook 'n ander ding, allergieë. Mense is so allergies teesdae vir alles. Maak seker dat wanneer mense na jou toe kom, dat jy seker is van hulle allergieë. Mense is deesdae allergies vir enige ding, tot vir 'n goeie geselskap. So wat ek voorstel is, kry jou mense se inligting voor die tyd, maak seker dat dit wat jy gaan gaar maak, nie gaan bots met jou mense wat kom nie. So ek dink dis 'n baie maklike ding om te doen, om te onthaal. Jy moet net ordentlik beplan. Nou ek is 'n fanatiese ou, ek sorg dat alles ten minste 2 dae voor die tyd reg is. Ek sorg dat dit gebeur. En dan daai dag is 'n ou rustig. Jy het nie nodig om rond te jaag en te skarrel nie. Jou goed is klaar reg. Nou ek is seker Willie se kos is reeds reg. En ek is seker hy gaan vir ons kom wys hoe mooi daai lasagne en daai steakstrips uitgekom het. Willie, is jy naby met daai goed? Ek kom. Kyk vir my. Nou kyk hoe mooi het dit uitgekom. 'n Ordentlike help. En hier is 'n baie is 'n maklike manier om 'n bord laat mooi lyk. Is net hierdie Italiaanse tomatietjies met die stingeltjies aan wat jy opsit en ek het hom vir jou gebring. Ek gaan hierdie Missouri doen. Jy kan proe dat ek hoor. Ek gaan verseker. Daar's vir jou vurk. Nee wat. Ek gaan nou sommer ek is te haastig om dit te probeer. En al moet ek dit nou self sê, my wit sous het lekker stewig uitgekom. Beproe daai. Ek is seker ek sal by ete nog 2 van hulle kan doen. Regtig? Ja. Verseker is baie lekker. Ek dink ons moet die kykers groet. Verseker. Want ek moet hierdie bord klaar maak. So, kom kuier volgende week weer saam met ons. 7:30 net hier op ASTV. Lekker kook julle. Die deur is oop, stap maar in. Skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel.